En ons is besig met ons aktualiteit en ons gesels oor die Ekurhuleni Metro se toenemende finansiële wanbestuur wat duidelik blyk uit die finansiële verslag vir die derde kwartaal vir 2024-25. Lydens hierdie verslag beloop die Metro se verbruikersskuld wat meer as 90 dae agterstallig is, R30,9 miljard. En ons sluit telefonies aan by 'n VF+ raadslid in die Ekurhuleni Metro Raad, Denise Janse van Rensburg. Denise, goeiemiddag, baie welkom by die program. Goeiemiddag Esmarie, dit is so goed om hier te wees. Dis 'n voorreg om te gesels, jammer dat ons altyd gesels oor die slegte dinge, maar wie is die sondebokke in die Ekurhuleni Metro en hoeveel is die skuld? Wel, dis 'n vraag, né? Net soos wat jy genoem het nou net Esmarie, R30,9 miljard wat meer as 90 dae agterstallig is. Die probleem is dat ons het nie 'n finansiële probleem in Ekurhuleni nie, maar wel 'n leierskapprobleem in Ekurhuleni en ook ons kredietbeheer is baie swak. Dit word hier en daar toegepas, maar nie teen volle soos wat dit moet nie. So, hoe ernstig is die finansiële probleme en behalwe vir die verbruikersskuld, wat is die grootste bydraende faktore as ons nou dalk net so een keer die bestuursprobleme moet miskyk, of is dit maar die grootste faktor? Dit is een van die grootste faktors ook, Esmarie, maar ons skuld aan krediteure 6,36 miljard, waar ons oor 3 miljard aan Eskom skuld en oor 600 miljoen aan Randwater. Daar is 'n dispuut met Eskom tussen Ekurhuleni en Eskom. Ons het nou al menigte kere gevra, kan hulle asseblief hierdie uitsorteer, maar ons kry nie regtig behoorlike terugvoer nie. En dan ook die Eskom areas, die invorderingskoers daar is maar 27,15%. Net van wat baie sleg is, ja. Maar wat doen die Metro dan nou om die verbruikersskuld in te vorder en word daar genoeg gedoen? Daar word nie genoeg gedoen nie, soos ek gesê het, dit is 'n leierskapprobleem en dan is dit ook, daar word nie credit control toegepas nie. So jy sal hoor, party inwoners sê, ek het net een keer dalk net 'n bietjie te laat betaal en nou het hulle my krag kom aansit. Waar ander inwoners se skuld kan ophoop en daar word net niks gedoen nie. So wat is julle eise aan die bestuur van die Metro om die finansiële probleme die hoof te bied? Wel, hulle moet eerstens die credit control moet baie streng wees. Ek sê ook dat hulle moet kyk na die prosesse daar en 'n audit moet gedoen word om seker te maak dat hierdie word gedoen en dat dit nie net hier en daar sit ons huis af nie. En daar moet ook nagevolge wees vir die inwoners. En dit is nie om die arm van die armes te teiken nie, dit is bloot vir die mense wat so bietjie nalatig is en nie betaal wanneer hulle moet nie. Dit kom neer op gelyke behandeling en ek kan dink as 'n Metro sit met R30,9 miljard se verbruikersskuld, dan moet dit tog op een of ander manier dienslewering in die geheel benadeel. Dit doen verseker. Dan is daar ook 'n ander skuld. 20 miljard is dalk wat ons nie kan terugkry nie, wat agterstallig is, wat ons dalk gaan moet afskryf, wat baie sleg gaan lyk vir die boeke. Ja, absoluut. Denise, baie dankie vir jou tyd. Sterkte met die werk wat voorlê. Baie dankie, Esmarie. Dankie. VF+ raadslid in die Ekurhuleni Metro Raad, Denise Janse van Rensburg.